oupa sit op die stoep. Oupa gee 'n harde roep. Maribel, kom kyk net weer hoe pronk Tertius vanoggend. Hy dink hy's 'n regtaan onder die henne. Tertius is ouma en oupa se pou. Hy loop die hele weg vol op soek na 2 pouwyfies, Maria en Gesina, omdat hy vir hulle sy kurwes wil wys. Eintlik is Tertius se stert al wat deesdae in sy gunstel. Die arme man is al vol plooie, maar dit skrik hom nie af nie. Hy glo nog volkome in sy potensiaal. My ma lag en sê dat sy dink Tertius en die 2 dame deur hul middeljare krisisse gaan. Die 2 dame verdra geen drama op die werf nie. Die geduld is maar min. Hulle jog selfs die haan van die dak af wanneer hy sy eerste skrilkraai vir die dag wil gee. Arme ouma moet ware wekkertjie stel. Ek kry Tertius die haan jammer. Voorsitter, ek wil vir julle graag vandag oortuig hoekom ons nie ons pronk in die lewe moet verloor nie. Al rol ander hulle oë en al wil hulle ons unieke stemme uitverdoof, moet ons nog steeds met selfvertroue pronk oor wie ons is. Ek begin met Tannie Hetty Brits se bekende boek, Kweekinders met karakter. Sy skryf dat daar verskillende persoonlikhede in kinders is, en nie net in kinders nie, maar groot mense verskil ook van mekaar. In my huis pronk my pa graag. Nee, hy pronk nie vir mamma soos die Tertius doen nie. Nee, my pa dink sy grappies is vrek snaaks. Partykeer is hulle 'n bietjie meh, maar my pa is 'n palmboom wat van avontuur, adrenalien en aandag hou. En net soos ek, my sussie en mamma met ons verskillende unieke persoonlikhede, moet ons maar plek maak vir pappa se palmboom en grappies. Tweedens, as ons kan leer om ons uniekheid te waardeer, sal ons by plekke pronk waar ons eindelik sal uitblink. Op mamma se sosiale blad lees ek en mamma 'n artikel wat deur Lindsay Strydom geskryf is. Sy was baie jare terug 'n bekende aktrise, maar is nou selfs 'n mamma en 'n motiverende spreker. Op 17 Junie 2024 het sy 'n baie mooi stukkie op haar webwerf geplaas. Om nie vals te wees nie. Met ander woorde, om nie die ware jy te wees nie. Sy sê, dit vat so baie van 'n mens se tyd en vreugde, as 'n mens moet besluit wie jy mee wil suur wees en wie nou weer aan die binnekant van jou vriendegroep kring is. Laastens sluit ek af. Hoe leer ons dinge as ons dit nie voluit doen nie? As ons nie dinge voluit doen nie, hoe sal ons eendag weet dat ons daarvan hou of daarin sal uitblink? Dr. Rajibal Pillay is 'n sielkundige van Pretoria. Sy het op 21 November 2025 het sy op HTFM 'n onderhoud gehad, waar sy sê, meisies wat ballet doen nie dit noodwendig om prima ballerinas te word nie, maar die dissipline wat hulle daaruit leer, sal hulle eendag in die grootmenswêreld help. Pronk nou terwyl jy 12, 15 of 18 jaar oud is. Dit gaan oor die kennis wat jy saam met jou neem, wat jy daaruit leer. Wie weet, dalk vond jy jou lewenspassie raak. Jou buitemense aktiwiteite hoef nie eendag jou werk te word nie, maar die dinge wat jy daaruit leer is waar die regte geheim lê. En dit is wat 'n verskil sal maak in jou lewe. Voorsitter, dames en here, die bewyse is duidelik. Elke keer wanneer u 'n pou sien, asseblief dink aan ouma en oupa se Tertius.
al swaai daar 'n klomp plooie om jou nek rond. Gaan voluit, hê selfvertroue. Moenie skaam wees om 'n rusboompie tussen 'n klomp palmbome te wees nie. Ondersoek die lewe, vind daai passie wat u aan Tosie se sterk laat dink. Niemand sal dit namens jou doen nie.